A tot Z gebed vir vermeerdering. Deel 5. Waarvoor het jy vermeerdering nodig? Dalk het jy oorvloed nodig in jou geldsake, dalk oorvloed in jou liefdesding, dalk oorvloed in die hoeveelheid kliënte wat jy het. Ek hoor gisteraand 'n storie van 'n ou tannie wat by 5 verskillende mans getroud was en sy claim pensionarisse van al 5 verskillendes van hulle, kry sy nog 'n pensioen van hulle elkeen, hulle is almal nou oorlede. En dit is my 'n briljante manier van passiewe inkomste. En ek glo ons almal het 'n begeerte om meer passiewe inkomste te hê. So dalk moet jy juis jou gebeure nou fokus op oorvloed vir 'n passiewe inkomste. G is vir granate. Daar was 7 verskillende dinge wat die 12 spioene teruggebring het in die verhaal terwyl die Israeliete getravel het van Egipte na Kanaan. Ek is 'n Montigenis en by die werk sal ek baie keer vir mense aanbevelings gee om te sê, jy het bietjie tandvleisinfeksie, so gebruik hierdie Colgate tandepasta of hierdie is jou probleem en dan gee ek gewoonlik vir 'n klein sampeltjie om te sê, vat die klein sampeltjie, gebruik hom en dan gaan koop jy vir jou 'n groot buisie. En dis wat hierdie 7 verskillende dinge wat die spioene teruggebring het, wat die spies teruggebring het vir my simboliseer. God wat vir ons 'n klein voorsmaakie, 'n hemelse voorgereg gee van die dinge wat nog gaan kom. Deuteronomium 8 vers 8. 'n land van koring en gars en wingerdstokke en vyebome en granate, 'n land van olieryke olyfbome en heuning. So daar was 7 verskillende goeders wat die spioene teruggebring het. Daarom dus wil ek jou aanmoedig om te bid, Here, geef my die 7 verskillende voorgeregte van die wonderlike dinge wat God vir my beplan. Laat God dit vandag vir jou nog wys. Daai 7 verskillende awesome dinge wat hy vir jou beplan het. Lank gelede, begin enige goeie storie nie ook so nie. Het ek gaan kyk na die Agrabiese watervalle. En dis naby Appington, dit was verskriklik warm daai dag. En ons was dalk nog in die warmste gedeelte van die dag. Dus ons gaan kyk na die Agrabiese watervalle en is pragtig en majestic en is mooi. Na die tyd het hulle so klein restaurantjie daar en ons stap daar in en hulle het slushpappies daar. Ek is seker daarvan, dit was die lekkerste slushpappie wat ek nog in my hele lewe gedrink het. En dis wat ek dink hoe die Israeliete ook gevoel het. Hulle het vir 40 jaar lank in die wildernis rondgedryf. Al wat hulle geëet het was manna elke dag, brood en hulle het so nou en dan hulle kwartels gekry. Maar dit was dit. En hier kom hierdie 12 spioene terug met granate. 'n lekker, verfrissende vrug met druiwe. Ek dink dit was dieselfde as my slushpappie by die Agrabiese watervalle. En dis werklik waar my gebed vir jou. Mag God vir jou die slushpappies gee van dit wat hy beplan vir jou. Mag hy vir jou iets verfrissend gee, iets spesifiek buite die gewoon wat jy nou so hartsogtelik na opsoek is. G is vir groei. Nou as daar een versie is wat ek graag wil hê, wat jy moet memoriseer, moet neerskryf, moet onthou, teen jou spieël opplak, is dit hierdie een. Esegiel 47 vers 12. Dis een van daardie ultimate groei, oorvloedige vermeerdering versies. En by die stroom sal aan al 2 kante allerhande bome groei om van te eet, waarvan die blare nie sal verdor nie en die vrugte nie sal opraak nie. Elke maand sal hulle nuwe vrugte dra, want die waters waarin hulle staan, uit die heiligdom stroom hulle, en hulle vrugte sal wees om te eet en hulle blare om te genees. Nou die eerste keer toe ek nou hierdie versie gelees het, ek sommer 7 verskillende beloftes daaruit gesien. Hier is 'n foto om te wys hoe lyk dit. So hier ken jy daai liedjie van en in die gat was daar 'n boom. Die boom in die gat, daar's 'n paar versies vir my wat so my laat dink aan dit. Hoe meer mense tyd daarin spandeer, hoe meer is dit net soos, oh wow, daar's nog 'n dieper vlakkie hierby. So die eerste gedeelte, en by die stroom sal aan al 2 kante
So wat daai vir my sê is, ons sal omring wees deur seëninge. Net soos Psalm 23 sê, dat u goedheid sal ons inhaal, so sal ons omring wees deur seëninge. Nommer 2. Allerhande bome groei om van te eet. So dit sê vir my, dit sal 'n verskeidenheid wees van oorvloed. Daar sal 'n verskeidenheid van bronne wees wat vir ons oorvloed gee, soos 'n lekker boks quality street sjokolade. 'n Hele verskeidenheid. En tweedens, om van te eet. Met ander woorde, dit sal vir ons nuttig wees. Dit sal nie net 'n geskenk wees soos 'n wit olifant wat iewers weg lê in die kas nie. Dit sal dinge wees wat waarde toevoeg tot ons lewe. Waarvan die blare nie sal verdor nie. MSG word bygevoeg by kos om te verseker dat dit nie vrot word nie. Daar's daai grappie wat sê, as jy 'n McDonald's chippie laat val in jou kar en jy kry hom 3 maande later, dan lyk dit nog presies dieselfde. Want daar's soveel MSG, daar's soveel preserveermiddels daarop dat dit net nie vrot word nie. En dis ook wat hierdie seëning beloof is, dit sal nie verdor nie. God sal sy hemelse preserveermiddels, sy hemelse MSG op ons seëninge sit, sodat dit nie sal vrot word nie, dat dit nie sal swak word nie. En die vrugte sal nie opraak nie. Met ander woorde, God sal verseker dat ons 'n oorvloed het, dat niks sal opraak nie, dat daar 'n konstante bron van dit sal wees. Iets wat nie kan opraak nie. 'n Foon of jou rekenaar se memory kan opraak op 'n stadium. Jy kan hom te vol maak. Maar ek het nog nooit gehoor van iemand wat se brein te vol is nie. Ons naels het nie 'n limited hoeveelheid groei in dit nie. As jy dit knip, dan groei dit weer. 'n Boom wat 'n saadjie wat geplant is, hy is op unlimited. Hy hou net aan groei en groei en groei. Mag ons bid dat God ons meer en meer sal leer van sy genade. Dat dit is nie 'n limited bron nie. Dit is 'n unlimited bron. Dit hou net aan voorsien en voorsien. Elke maand sal hulle nuwe vrugte dra. Dit sê vir my dat elke maand sal God nuwe maniere kry van hoe hy ons gaan seën. Sodat ons bid dat ons dit kan begin raak sien. Want die waters waar hulle aan staan, uit die heiligdom stroom hulle. Heiligdom beteken whole, to be whole or complete. So met ander woorde, die bronne wat God vir ons sal gee, gaan goeie bronne wees. Dit gaan vanuit sy goedheid uitstroom. Dit gaan perfekte bronne wees. Dit gaan nie 'n bron wees wat tekort het nie. En die laaste belofte, en hulle vrugte sal wees om te eet en hulle blare om te genees. So wat hierdie stukkie ook vir my sê, is dat daar gaan verskillende doele wees van die oorvloed wat God vir ons mee gaan seën. Hy gaan ons verskillende opdragte gee van hoe om daardie seëninge wat hy vir ons te gee, hoe om dit te gebruik om die koninkryk van die lig uit te brei. Gee is gelyk aan vir glorie. Jy al opgetel in Dawid se psalms, hoeveel keer sê hy, seën my om u naam ontvul. God is die goeie God en God is die goeie pappa. Met ander woorde, vir sy glorie om te groei, seën hy ons meer. So, al is dit die enigste gebed wat jy moet onthou, is om te sê, Here, seën my oorvloediglik, sodat u die glorie daarvoor kan kry, sodat u die prys daarvoor kan kry. Dat ek kan sê, dit is wat my God gedoen het, vir u glorie.